Goeiemôre radioluisteraars. Vanoggend se boodskap wil ek vir jou bring na aanleiding van Paasnaweek wat verby is, laas naweek. Ons het gekyk na die groot kruisigingswoorde van Jesus, wat die gewig daarvan was, en vanoggend wil ek bietjie stil staan by die grootheid daarvan. Jesus het opgestaan, Maria Magdalena se woorde, hy leef, en dan ook hierdie woorde wat die tema vir die boodskap is. Jesus leef, ja, hy leef hier in my hart. Hy leef. Abba Vader, dankie vir die oomblik dat ons kan stil raak voor U wie ons God is. Here, help my dat hierdie boodskap vir baie soveel sal beteken. En Heilige Gees gaan uit oor hierdie aarde waar daar soveel dood is, soveel negativiteit is, en raak ons aan om net weer te glo, Jesus leef en hy kom terug. Amen. Nou, vanoggend wil ek vir jou lees uit Johannes 20, dit was vroeg die Sondagoggend gewees, met ander woorde die eerste dag van die week, dit was nog donker, en Maria Magdalena het by die graf gekom, en toe sien sy dat die klip weggerol is. As jy kyk in die ander vertalings, het hulle gewonder nog, hoe gaan hulle hierdie klip kan wegrol? En sê die woord nie vir jou en vir my, terwyl jy nog besig is om te bid, nog voor jy gevra het God al geantwoord. En sy hardloop toe, en sy kom by Simon Petrus, en by Johannes, die liefling disipel, en sê, hulle het die Here uit die graf uit weggeneem, en ons weet nie waar hulle hom gesit het nie. Daardie skok ontdekking, dat waar hulle gedink het Jesus is hy toe nou nie. En baie keer is ek en jy ook in so skokplek, waar ons Jesus op 'n plek verwag, en net omdat ons hom nie kan sien nie, dink ons hy is nie daar nie. Petrus en die ander disipel het uitgekom, na die graf toe gehardloop, die twee het saam gehardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf aangekom. En so tussen die lyne deur wil dit net weer vir my sê, daar is geloof, daar is hoop, daar is liefde. Maar die grootste hiervan is die liefde, dat liefde altyd die vinnigste antwoord moet wees, want waar liefde die vinnigste is 'n mens altyd bereid om meer die waarheid te sien. En dan toe hy vooroor buig, sien hy die linnedoeke daar lê, maar hy het nie ingegaan nie. Maar Simon Petrus het na hom ook daar aangekom, en Simon Petrus het by die graf ingegaan. Hy sien toe die linnedoeke daar lê, en die kopdoek wat om Jesus se kop was. Nou, hoekom sê die woord vir ons so duidelik dit? Want dit was die betekenis gewees vir hulle, as hulle aan tafel gesit het, wat hulle sou verstaan het, as hierdie servet mooi opgevou was, en neergesit was, het dit beteken, die ete is nie verby nie. Die persoon gaan terugkom om verder te eet, en dit is vir jou en vir my ook 'n teken, daar die kopdoek wat opgevou was, is Jesus is nog nie klaar met ons nie, hy kom terug. En toe het hy geglo, en dan staan daar, hulle het nog nie verstaan, dat Jesus uit die doodheid sal opstaan nie, en hulle het toe teruggegaan na hulle huis toe. Maar Maria het buite die graf gestaan en sy gehuil, en terwyl sy huil het sy vooroor gebuk en in die graf ingekyk. Sy sien toe twee engele met wit klere daar sit by die plek waar Jesus se liggaam gelê het, een aan die koppenend en een aan die voetenend, en hulle vra, waarom huil jy? Nou, hierdie is vir my 'n baie bekosbare stukkie woord. Toe ons in Israel was, het ek vir my lievelingman gesê, Gerard gesê, ek is seker ons gaan 'n kansie kry om alleen in die graf te wees. Was sommer net ek en hy wat so tyd afgevat het en net deur Israel baie belangrike dinge gaan doen het. En die kans dat jy daar alleen is regtig omtrent 0. Maar ek het net geweet, ons gaan 'n kans kry, en ons het ook hy kans gekry om in daardie graf alleen communion te kon gebruik, en dit was so kosbaar vir ons gewees. En daar het ek net beleef, toe die een engel aan die koppenend sit en die ander engel by die voete, is dit nie maar the mercy place nie, is dit nie maar die mercy seat nie.
die versoendeksel wat ons weet wat op die ark, die verbondsark was, is dit nie maar daardie plek waar Jesus vir ons intree en waar hy vir ons sit aan die regterhand van Vader nie. En sy het toe nou daar gesê, sy soek vir Jesus, en sy het gesê, as hulle hom weggeneem het, kan hy asseblief net vir haar sê, waar hulle hom gesit het, en nadat sy dit gesê het, het sy toe omgedraai, en sy het Jesus daar sien staan, sy het nie besef dit was Jesus nie. En baie keer as ons so hartseer is, en as ons so ontsteld is, dan sien ons nie hoe baie naby Jesus aan ons is nie, dan erken ons nie Jesus by ons nie. En hy vra toe vrou, waarom huil jy? En Jesus sê toe, sê net vir my, waar jy hom neergelê het, en ek sal hom gaan haal. Hierdie getrouheid van hierdie Maria Magdalena, maak nie saak waar jy hom gesit het nie, ek wil hom net gaan haal, ek wil net by hom wees. En toe hierdie woorde, Maria, sy draai toe om en sy sê vir hom in Aramees, Rabboni, wat beteken meester. Ja, daardie wat hy vir jou sê, ek het jou by jou naam geroep, ek ken jou, ek weet wie jy is, jou naam is in my handpalm gegraveer, en toe sy daardie bekende stem hoor, soos wat die woord sê, hy is die goeie herder, en ons sal sy stem herken, toe draai sy om, en sy sê vir hom meester, sy sê vir hom teacher, sy sê vir hom leer my, en daar sê hy toe, vir hom moenie my nou vashou nie, ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Daardie gedeelte is ook 'n misterieuse gedeelte, hoekom sê Jesus vir haar, moenie nou aan my vat nie, want jy sien Jesus moes nog die bloed van die lam, hy wie die lam van God is, op daardie versoendeksel van die ark gaan neersit het, op die altaar gaan neersit het, vir jou en vir my sondes. Daardie het nog nie gebeur nie, soos in die hemels op die aarde moes dit ook gebeur het. Maar hy sê vir haar, gaan na my broers en vertel vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God toe, wat ook julle God is. Wat 'n wonderlike boodskap wat Jesus vir haar gegee het en gesê het, ek leef, gaan sê vir hulle, dis wat ek nou doen. Ek gaan nou na Vader toe, maar Vader is nie net meer alleen my Vader nie, Vader is ook nou julle Vader. En Maria Magdalena het die boodskap aan Jesus so gaan oordra. Sy het gesê, ek het die Here gesien. Sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Hy leef, hy het opgestaan. Hy leef, hy het opgestaan. En ons vraagies is sommer vanoggend, pas ons nie partykeer grafte op in ons lewe, wat leeg is nie, staan ons nie partykeer stil by dinge in die verlede, wat ons lankal moes laat gaan het nie. En ons moet net besef dat al wie daar vir ons iets kan doen, is regtig net Jesus Christus. En dan hierdie opstanding is selfs vir hulle wat twyfel, dat ons dit kan leef, dat mense by ons kan sien, maar hoekom leef ons anders, want Jesus leef in ons. En wat God vir Jesus gedoen het, sal God ook vir jou doen. Hy sê, dat dieselfde krag, die opstandingskrag wat in Jesus was, is ook in jou en my. En dat ons weet, ons is nie net saam met hom gekruisig nie, maar ons het saam met hom opgestaan. Ons is die een aan wie God die mag, die krag gegee het, om die ewige lewe te kan hê. En ek is dood vir die sonde, daar het iets met my gebeur in daardie graf, maar ek het opgestaan, en ek leef nou, want hy leef hier binne in my. En ons dink aan Johannes 11, vers 25, waar Jesus vir haar gesê het, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterf hy ook, en elkeen wat lewe in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterf nie. Glo jy dit, Martha? En om vanoggend jou net daar te los by hierdie woorde, my storie is in sy opstanding. My storie is in sy opstanding. Het ek gekom by die plek al, waar ek weet, maar Jesus leef, hy leef hier binne in my. Ons kan sy
bloed vanoggend drink, met die vaste wete, hy leef hier binne in my. Ek kan sy liggaam vanoggend eet, met die vaste wete, hy leef hier binne in my. Amen.